Kom ons gesels 'n bietjie oor hierdie hele Trump en Elon Musk bekgeveg, kan 'n mens dit nou maar sê. Verlede week, ek dink was donderdag gewees, het Elon Musk blykbaar 'n tweet losgelaat op X, dis die ou Twitter, waarop hy Donald Trump begin aanval het oor 'n bil. Dis nou 'n Amerikaanse storie, maar ek gaan nou nie te veel ondersoek daar instel waaroor hierdie bil gaan ensovoorts nie, want dis 'n Amerikaanse ding. Ek het meer as genoeg Suid-Afrikaanse politiek om te volg, en as 'n normale werkende persoon, soos enige een van julle ander daar buite, het 'n mens ook net soveel tyd om hierdie goed te ondersoek. Maar ek het wel, na ek 'n klomp artikels gelees het, geluister het na ander mense se perspektiewe op podcasts en YouTube video's, agtergekom dat hier 'n ding is wat ek voel baie van die mense mis. En dit is waaroor hierdie hele saak gaan, waaroor Donald Trump en Elon Musk die bekgeveg het. Baie mense het gespekuleer, ja, maar is omdat die EV credits weggevat word van Elon Musk af, of dat kontrakte van SpaceX weggevat gaan word, of allerhande snert, insluitend goed soos in hierdie bil, hierdie the big beautiful bill, soos dit Donald Trump dit noem, vir Elon Musk negatief gaan beïnvloed ten opsigte van sy besigheid ensovoorts. Ek voel dit is verkeerd. Al hierdie spekulasies wat baie van die mense nou maar voor 'n dag mee kom, voel ek is gebaseerd op of hulle hou van hom, Donald Trump, of hulle hou van Elon Musk, of enige ander rede behalwe die feit dat Elon Musk emosionele tyd verloor het. Kom ek verduidelik wat ek hiermee bedoel. Donald Trump, na hy nou hierdie hele election gewen het, waar Elon Musk amper $300 miljoen van sy eie geld ingedruk het, om Donald Trump daarbo te kry, dat hy nou die hele ding wen en nou president word van Amerika. Dit het alreeds vir Elon Musk wat ons noem 'n vested interest gegee. En hy het gevoel, weet wat, ek het vir jou geld gegee. En ek verwag iets vir die geld. En dit is maar hoe die politieke wêreld werk. You sway your opponents with money. En baie van die politieke wêreld word maar beheer deur geld, of wat ons dit nou wil herken of nie. En Elon Musk, en ek gaan nie sê, hy het homself in die Withuis ingekoop nie, maar hy het 'n geleentheid gekry om 'n probleem wat hy werklik gevoel het is daar, en dit is die expenditure, die debt, die geld wat hulle skuld, die land, dat hy dit kan aanspreek deur hierdie Department of Governmental Efficiency, DOGE. Kom ons noem dit nou maar DOGE. Ek wil dit nie doggy noem nie. Ons noem dit DOGE. En hy het 130 dae van sy tyd, kom ons sê nou maar 4 maande en 10 dae, het hy aan die Trump-administrasie, aan Amerika gegee, waar hy letterlik sy besighede tot stilstand gebring het, van sy inputkant af, van sy bestuurkant af. En mens kan dit sien, sy stocks het bietjie geplum met 'n seer gekry ensovoorts, maar dit maak nie saak nie. So hy het tyd ingesit, 4 maande van sy lewe, waar sy besighede seer gekry het ensovoorts, en hy het 'n ongelooflike groot deel van die Amerikaanse bestedingprobleem opgelos in net 4 maande. Hy het geld teruggewin, of die verlies van daai geld het hy gestop. Die deficit, kan ons dit nou noem, het hy aangespreek deur hierdie DOGE program van hom.
Maar 130 dae in die politieke wêreld is nie baie nie. Dis so verby. En ek dink Elon Musk het nie genoeg tyd gehad om die probleme wat hy regtig wou aanspreek nie, aan te spreek, omdat daar politieke mure is en hy homself vasgehardloop het teen die bureaukrasie van die Kongres, die Amerikaanse Kongresstelsel. Die probleem is dat toe Donald Trump nou hierdie bil inbring, die ding wat hy nou noem, the big beautiful bill, toe is daar goed daarin, wat letterlik alles wat Elon Musk aangespreek het, weer breek, of baie daarvan. Met ander woorde, dis 'n dolk in die rug. Hy is in die rug gesteek, as Trump die bil aanvaar, dan breek dit baie van die goed wat Elon Musk juis probeer keer het. Dis maar net hoe ek voel. Dis as mense nou gaan kyk na die hele storie, en wanneer jy daai tipe ding doen aan iemand, waar hulle baie van hulle tyd gegee het, opgeoffer het om vir jou 'n ding te doen, wat hulle geld kos, en hulle tyd kos, daar's gerugte dat Elon Musk op banke geslaap het, en op die vloer geslaap het in daai 4 maande wat hy by die White House was, om hierdie Doge system aan die gang te kry, en die probleme op te los. Hy het nie huis toe gegaan nie, want hy het aan mekaar daarin bly werk. En nou kom jy en jy sê, stel jy belang nie, hier's 'n ding wat ons nou gaan insit, wat baie van dit wat jy nou gedoen het, gaan negate. Dan gaan ek ook mos nou 'n bietjie seer gemaak voel, en dan raak jy emosioneel, dan raak jy soos 'n 10-jarige kind. En jy sê, hey my buddy, kyk, ek het al hierdie tyd ingesit, en nou kom jy met hierdie ugly bill, soos wat Elon Musk dit genoem het, en jy kom steek my in die rug daarmee. En ek voel dit is waar Elon Musk emosioneel begin reageer het. As 'n mens nou mooi wel ook gaan kyk hoe Trump gereageer het, dan sien 'n mens dat Trump nie gereageer het soos wat hy normaalweg teenoor ander mense sou reageer nie. Nie daai erge vyandigheid nie, maar meer soos 'n vriend wat seer gemaak voel omdat jy nou nie met hom saamstem nie, en he lashes out, soos hulle sê in Engels. Omdat ek voel hy nog steeds 'n emosionele bond het met Elon Musk. So hy wou hom antwoord, maar hy wou en bietjie terugslaan, maar nie op so 'n lelike manier nie. En ek voel Trump was dalk baie seer gemaak toe Elon nou uitkom met sy finale tweets en goeders, maar ek dink ook Elon Musk het besef dat hy 'n bietjie ver gegaan het. Of een van sy adviseurs het vir hom gesê, Elon, jy gaan te ver, of hy het dit self uitgefigure. Ek glo hy is intelligent genoeg dat hy self besef het, weet wat, it's going too far, dit gaan nou te ver, en dis hoekom hy daai tweets afgehaal het, van X af. En ek glo dat Elon Musk en Donald Trump nou op die punt is, waar hulle hierdie ding gaan los. Hulle gaan nie verder daarmee aangaan nie, hulle gaan nie die bekgeveg aangaan nie, it's settled. Gaan nie sê hulle het mekaar heeltemal vergewe nie, daarvoor gaan hulle om 'n tafel moet gaan sit, en weer gesels, dalk 'n ronde golf moet gaan speel. Ek weet nie, speel Elon Musk golf? Maak nie saak nie. Ek weet Donald Trump love sy golf. So, hulle moet een of ander tyd mekaar maar weer ontmoet, en weer met mekaar gesels, sodat hulle net kan settle, dinge uitpraat, en tot 'n gelyk kom, waar Donald vir hom kan sê, Elon, dis hoe dit is, ek het die keuse gehad om hierdie bil te aanvaar nie. Of dalk voordat hy nou deur die Senaat en deur die Kongres en alles gaan, Elon die geleentheid gee om vir hom te sê, wat kan ons daarin verander om dit beter te maak, indien dit moontlik is. Maar ja, dis maar my
my beskeie opinie. En as die twee manne net ons gee hulle maar so 'n bietjie tyd, kyk as jy en jou beste maat nou maar 'n bietjie uitval gehad het, kan dit 'n rukkie vat. As jy op daai punt gekom het dat jy besluit het jy gaan mekaar nou nie verder aanval in die publiek nie, veral in die publiek. Want die mense wat nie hou van Donald Trump nie, en die mense wat nie hou van Elon Musk nie, dit verskriklik geniet. En dis baie onregverdig teenoor al twee manne, want hulle is goeie mense. Goeie besigheidsmense. En ek glo Donald Trump doen goeie goed, met foute en al, doen meer goed vir Amerika as sleg. Saam met Elon. Hy het foute, maar hy doen meer goed as sleg. Maar, wanneer jy hierdie tipe ding doen, en jy doen dit in die publiek, dan gee jy die geleentheid vir die mense wat nie hou van jou nie, om vir ander mense te sê, kyk daar, kyk daar. So ja, dit is nou maar my beskeie opinie, en ja, wat dink julle daarvan? Gooi 'n bietjie daar in die comments, dat ons bietjie daaroor chat, en asseblief, kom ons hou dit net respekvol, want ek hou nie daarvan dat mense onnodig of irrasioneel beklei oor hierdie tipe goeters nie, of dit kom ons praat op 'n siviele manier met mekaar, en oor hierdie ding, en ja, kom ons hoop hulle sorteer die probleem uit, en dat hulle eendag van die tyd weer buddies word.